Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgende se koerantbesprekings en Landie Slatter sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Landie. Môre Jennifer, hallo Peer. En baie geluk met julle verjaarsdag. Baie dankie. Amazing. Baie Ons is geluk. baie bly jy kan ook by die span aangesluit het om met die 11de jaar saam met ons te begin. Dis heerlik. Dankie, dankie. Landie, ons begin vanoggend by Malema wat weer in die sop is. Ja, so hierdie nuusstorie spruit uit die voorval. Ek dink ons almal sal dit onthou, dit was enorme nuus, so einde 2024 begin laas jaar. Dit is 'n ma wat gesê het op sosiale media, haar 7-jarige dogtertjie is verkragt by die skool. En jy weet, sy het in die plasing gesê, die skoolhoof, meneer Jakob Pieterse, is een van die verdagtes, of een van die vermeende verkrachters dan nou. En dit het ontplof op sosiale media, in terme van optogte, jy weet, verskeie politici het hulle uitgespreek daaroor, onder meer meneer Malema, en jy weet, selfs die minister van polisie, wel destyds, Senzo Mkhunu, het in 'n verklaring gesê, die skoolhoof is 'n verdagte. En toe het Malema, ek dink dit was April verlede jaar, by 'n EFF geleentheid in Sofiataan regtig te velde getrek teen Pieterse en gesê, jy weet, ons kom vir jou, jy weet, hoe is jy normaal as jy so iets doen? Hy het selfs insinueer dat Pieterse 'n reeksverkragter is, wat dit al voorheen gedoen het. Dat het nie sy Hierdie kan nie die eerste keer wees nie, en sulke tipe goed, jy weet. So Pieterse het toe nou klagte aanhanger gemaak teen onder meer Malema en Fikile Mbalula en nog 'n paar ander mense. En dalk moeite werd om te noem nou, in terme van die verkrachting self, dit is toe dadelik, jy weet, daar so ondersoek begin, maar 'n maand later het die NVG laat weet, hulle gaan nie vervolg nie, want daar's geen bewyse nie. Nie, jy weet, maatskaplike bewyse nie in terme van forensiese bewyse nie, in terme van die ondervraging, niks nie. En ten spyte van hierdie krim en juria aanklagte wat hy toe nou gebring het verlede jaar, het daar net niks gebeur nie. So, toe het AfriForum se private vervolgingseenheid nou ingegryp en advokaat Gary Nel het vertoog gerig en gesê, hoorie, jy weet, wat gaan nie aan, dis eintlik maar waarop dit neerkom, en toe het hulle nou onlangs in die afgelope paar dae laat weet, goed, hulle gaan nou vir Malema vervolg. Ek dink ons moet versigtig wees. Ek dink ons as Suid-Afrikaners nog ons geneig om met ons opskrif sien, sommer klaar besluit iemand skuldig as daar nog net 'n opskrif is. Ek dink mense moet baie versigtig wees om te gaan. Kyk, ons is getraumatiseerd, né? Ja. Mense verstaan so, Ja. in 'n mate besef jy hoekom mense so vinnig spring om dadelik hulle opinie te lewer, maar soos jy sê, mens moet maar versigtig wees. Ja, en ek dink dan ook, weet, as jy aantuiging maak, weer eens om sosiale media te gebruik, maar aantuigings half antits of jou aantuiging te maak. Ek dink volg die regte kanale. Ek dink dis belangrik om te noem, en ek dink iets soos ons praat gereeld oor rasisme of 'n verkrachtingsaantuiging is ernstig en mense se lewens kan verwoes word daardeur. En ek dink dis heel moontlik waar die skoolhoof nou is om te gaan verstaan, so aanklag teen my verwoes my lewe, familie se lewe, daar's baie vrae, verstaan, mense word ewe skielik teiken vir baie dinge. So ek dink die mense wat vinnig dan daai aanklagtes maak of sommer net aanneem iemand is skuldig en in die media dan ook daai dinge sê, moet verantwoordbaarheid neem oor. Beslis, en ek weet byvoorbeeld, Mkhunu het toe nou in die openbaar jammer gesê, Ja. jy weet, vir sy verklaring, Malema het nog niks gesê nie, en hy is ook nie 'n vreemdeling vir mense wat lelike goed oor hom sê nie, né? En goed wat sy waardigheid en sy privaatheid aantas nie. Hy was nou onlangs, die blogger se naam is Musa Kawula, het hy hof toe gesleep vir laster, omdat hierdie blogger gesê het, hy en sy vrou het huweliksprobleme. En hierdie ou moes toe op die einde om verskoning vra, en so hy's nie bewus van die effek van hierdie tipe goed nie. En ek stem 100% saam met jou. Hierdie ou se lewe is nie verwoes nie, maar hy's deur hel. Hy sê ook self, hy's nou uiteraard baie verlig dat dit gaan dien, jy weet, voor 'n hof. Ek glo Malema sal binnekort, dit word uit die Johannesburg Landdroshof uit vervolg, so ek glo dit sal binnekort 'n verskyning wees, ek weet nie. Maar hy en sy gesin moes basies gaan weggryp. Hy sy werk kwyt. Dit is ingrypende aantuigings om te maak. Jy kan dit nie net sommer doen nie. Ja. Absoluut. Maar dan moet ons praat oor korrupsie wat nou al tot die polisiekorrupsie wat nou tot in die weermag geëffek het. Die weermag wat alreeds 'n begroting bevraagteken word en nou moet die weermag die polisie uithelp. Ja, so die weermag is nou
van nou af en is eintlik al reeds aan die gang, verantwoordelik daarvoor om polisie-rekrute se fisieke en geestelike gesondheid te assesseer of jy weet 'n gesondheidssifting te doen voor hulle nou konstabels mag word in die polisie. So hierdie proses is gewoonlik privaat hanteer deur diensverskaffers, maar dit het nou onlangs weer daar's 'n bietjie 'n kollig daarop geskyn, dit het weer gedien in die nuus omdat Kat Matlala jy weet, hy is beskuldig van korrupsie oor sy Medicare Tshwane District maatskappy wat 'n 360 miljoen rand se kontrak gekry het onder baie verdagte omstandighede vir gesondheidsdienste vir die polisie wat hierdie keuring natuurlik insluit. En die weermag het nie genoeg gesondheidspersoneel nie. Daar's 'n splinternuwe militêre hospitaal in die Baai wat nie beman is ten volle nie. Volgens die nuutste syfers, rapportberig Erika Gibson het dit geskryf, van 2025 is daar 30% van die gesondheidsposte in die weermag wat nie gevul is nie. So daar is nie genoeg mense nie en dan moet hulle al die polisie se sifting ook doen. So die groot probleem is, of een van die groot probleme nou, is daar is dokters, daar is sielkundiges, ander spesialiste wat hierdie mense moet sien om fisieke gesondheid en geestelike gesondheid te assesseer, maar nou is daar militêre pasiënte wat ook 'n behoefte het aan hierdie dienste wat nou maande moet wag voor hulle die mense kan sien. Kry die polisie voorkeur vir hierdie dienste of vir die persone se tyd? Ek weet nie of hulle voorkeur kry nie. Hulle die hoe dit aangebied word is dat dit half gelyklopend gebeur, dis 'n samewerkende ooreenkoms, jy weet niemand word geplan nie, dis ons help mekaar tipe ding teen misdaadbekamping, dis 'n gesamentlike poging. Maar ons regtig vra daaroor en veral ook oor die koste. Jy weet wat gaan dit kos? Ons weet nie. Hulle wil ook nie sê nie. Wat die polisie betaal daarvoor? En polisie betaal daarvoor, neem ek aan. Ja. Ek sou so hoop, want die weermag se begroting is 57 miljard rand per jaar. En slegs 1,5 miljard daarvan is toegewys vir gesondheidsdienste. En die polisie se begroting is 127 miljard rand. So hoe word die geld verdeel? Ons weet nie. Ons gaan nog baie van hierdie storie hoor, ek is seker daarvan. Maar ja, daar's vra oor die vermenging van pligte en die oorvleeling van die twee departemente. En vir die DA sê die polisie moet polisieer en die weermag moet die land verdedig. Dis jy weet dis hoe dit veronderstel is om te wees. Maar nou jy weet dis ons soldate wat ontplooi word in jy weet verskeie gebiede om ook bietjie polisieering te doen. Nou vermeng ons gesondheidsdienste. En ons blykbaar nog detail oor die ooreenkoms wat ons nog nie van weet nie. So ek gaan nog my oog op die ding hou. Verseker. Dan binnelandse sake se rekenaars skink nou 60% minder in. Goeie nuus. Ja, nee, ek dink ons almal het al iewers 'n ID-dokument of iets probeer hernie of 'n paspoort of wat ook al en dan kom jy daar the system is offline. En dan miskien gaan jy môre terug en dan miskien is die system nog steeds offline. Maar dit lyk my dit is nou ernstig aan die afneem met 61% tussen die 24-25 en 25-26 boekjaar. Ek het die statistiek hier neergeskryf, die ure wat dit in 24-25 van lyn af was, is 35.500 ure, hierdie stelsel. En toe nou in 25-26 was dit 13.800 ure. Nog steeds baie, maar aansienlik minder. So al die provinsies het 'n afname getoon, maar die Vrystaat het die grootste verbetering. Ek dink met 80% of so. Ja, 80% het dit gedaal na slegs 477 ure vir daai provinsie. So ja, Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake sê hulle doen grootskaalse opgraderings. Dit is hulle doel om die fundament van die hele stelsel te herbou met die oog op natuurlik nou vinniger dienslewering, akkuraatheid, nasporing ensovoorts. So dit lyk asof hier 'n goeie ding aan die gebeur is. Ja, dit moet gebeur as hy digitale ID's wil begin implementeer. Is dit 'n bietjie belangrik dat die internet werk? Ek sou nogal so sê. Ja. Ons moet praat oor ek wil juig as ek hierdie artikel lees. 'n Man wat 20 jaar tronkstraf, hy het meer as dit, maar dit effektief 20 jaar tronkstraf gekry omdat hy kraginfrastruktuur vandaliseer. Ja, so ek het hierdie storie ingesluit want dit is nogal merkwaardig, jy sien nie gereeld sulke vonnisse vir iets soos kabeldiefstal en skade aan infrastruktuur nie. So dit het in 2024 gebeur. Hierdie man het ernstige skade aan die kraginfrastruktuur by 'n rioolpompstasie in Witpoort aangerig. En die polisie het hom toe nou nagespoor
en hom in hegtenis geneem en toe kry hulle ook by hom 'n klomp koperkabels en kragbokse ter waarde van R150,000. En al die dinge wat hy nou gesteel het en beskadig het tot gevolg gehad dat 3 van die belangrikste strukture, die hof, die hospitaal en die polisiekantoor vir weke lank gedurende kragonderbrekings ervaar het. En ja, hy's toe nou, jy weet, hy's vervolg en hy's vir 20 jaar direkte tronkstraf is hy opgelê. En dit is 20 jaar vir beskadiging van noodsaaklike infrastruktuur, 15 jaar vir diefstal van koperkabels en 5 jaar omdat hy sekere metale in sy besit gehad het, maar dit word gelyklopend uitgedien, so in effek is dit dan nou 20 jaar. So dis nogal 'n ek dink dit is nogal 'n boodskap. Dis nogal 'n bietjie van 'n boodskap, want ek dink ons almal het al iewers wakker geword met kragonderbreking en dan sit soos, die kabels is gesteel. Ja. Dit raak so half, dis nie meer vreemd om dit te hoor nie, en dit is eintlik aklig. Ja. Landi, dan moet ons gesels oor professor Pinocchio. Ja, is dit nie 'n oulike naam nie, nee. Toe ek dit gister lees. Hierdie man is die afgelope, sê maar 5 dae nogal geweldig in die nuus. Sy naam is Jason Arday. Hy is nou 41 jaar oud, maar in 2023 was hy 37 en toe is hy die jongste swart professor wat nog ooit by Cambridge aangestel is. Sy vakgebied is onderwys en pedagogie. En sy hele wat soms dit noem, kasteel het in mekaar begin tuimel hierdie laaste week, want The Times Higher Education het 'n berig gepubliseer wat gesê het groot dele van sy PhD-proefskrif is geplagieer. Okay, toe begin nou vrae ontstaan en Cambridge het in daai stadium nog nie veel daaraan gedoen nie en toe begin ander mense ook krap en nou begin lyk dit asof al die stories basies wat hy al ooit vertel het of gesê het, nie noodwendig alles onwaar is nie, maar die feite is regtig verdraai of dis 'n wanvoorstelling. Hy het byvoorbeeld gesê hy het 30 maratonne in 35 dae gehardloop vir liefdadigheid. En hy het 5,5 miljoen pond ingesamel vir liefdadigheid. En dat hy autisties is en leerprobleme het en hy kon byvoorbeeld nie lees tot op 11 nie. En teen 18 was hy nog ongeletterd. En jy weet, hy het geskryf, hy was op 'n ek dink die program se naam is 7up, maar die program het uitgesaai nog voor hy gebore is, byvoorbeeld. Sulke tipe goed. So, toe het hy verlede week oornag bedank, en hy sê hy wil benadruk, dis nie 'n skulderkenning nie, dis net, hy voel die volgehoue kritiek en die jy weet, aanslag half op hom en sy familie dis te veel om te hanteer. Maar toe dit nou aan die lig gekom, hierdie ou was betrokke by die Nelson Mandela Universiteit tot nog November verlede jaar. Hy het 'n spesiale die navorsingsleerstoel vir kritieke transformasie daar beklee tot einde verlede jaar. So dit was 'n vaste termyn kontrak en dit het net tot 'n einde gekom, maar ja, ek hou hierdie storie nogal met groot nuuskierigheid dop. Hy het byvoorbeeld al erken daar was foute in sy werk, maar dis weens sy autisme en ja, jy weet hy's nie 'n leienaar nie en sulke tipe goed, maar daar kom net elke dag nog iets en nog iets en nog iets. Nog goed wat hy gesê het wat net nie sin maak of realisties is nie. Hy het byvoorbeeld gesê hy het 600 myl in 6 dae gehardloop tussen Edinburgh en Londen. Dis nogal 'n ernstige hoeveelheid myle om te hardloop en helfte van dit was blykbaar met 'n beenbreuk want hy het geval of een van so iets, maar toe op die einde is dit soos nee, dit was eintlik in 12 dae want hy moes 'n bietjie rus, so hy's eintlik iets aan die gang. Ja. Maar mens sal sekerlik hierdie feite kan verifieer. Dit is maklik verifieerbaar, soos byvoorbeeld die 7up program ding. Dit is definitief dit is onwaar, dit was voor sy geboorte. Daar's sekere plagiaat sagte ware wat mens kan gebruik om plagiaat naspelling te doen. Die sagte ware het gewys in sy PhD is daar geplagieer. Daar's geplagieer. Hy het huiswerk afgeskryf. Ja, hy het nogal self gesê, jy weet, ons is nie besig met moord hier nie, dis die akademie, so kan almal net 'n bietjie ontspan, maar ek dink nee, almal moet nie ontspan. Dis nie iets om deur te ontspan. Nee. Dan moet ons praat oor ander mense wat ek dink dalk wel kan ontspan. Maar jy weet, elke miljonair het seker 'n probleem wat die gewone werker dink nie is nie. Maar hulle sê bestuurders van 'n sekere duur klas motor is besig om Mercedes hof toe te vat.
Ja, so daar's nou twee mense wat 'n klasaksie begin het teen Mercedes, hulle is AMG, ek weet nie presies watter model nie, maar die AMG vinnige dierkarre van Mercedes. Die AMG's, Hulle het hierdie karre en hulle sê die logo op die voorste sitplek is hier 'n soort van onder jou nek op jou bo-rug en is metaal en dit staan so 'n bietjie uit. Jy weet dit jy weet staan so 'n bietjie vorentoe en dit raak geweldig warm en toe hulle in hulle karre klim met kort nou soos 'n tanktop tipe ding amper aan, toe brand dit hulle. Maar soos die man is gediagnoseer deur 'n dermatoloog met tweede graadse brandwonde en jy kan letterlik die AMG jy kan dit sien op die ou dis bizar. So hulle het die streekhof in Kalifornië nou genader en gesê luister, hulle wil hê hulle mediese uitgawes moet gedek word en hulle wil hê hulle wil geld hê vir pyn en lyding en hulle wil hê die logo moet uit ander karre verwyder word. So ja, hulle dink is 'n ontwerpersdefek. Ek weet nie wat Mercedes se ontwerpers gedink nie, maar dit werk nie. Kyk hier, 'n stuk yster op 'n sitplek werk nie. Punt klaar. En as dit baie warm is, ek neem aan, I mean, alles is gebrand. Jy kan dit duidelik sien. Daar's brandwonde op hulle rug. Jy's 'n miljonair. Jy het geld om 'n vandoekie te koop om net daaroor te gooi voor die intro. Maar ek het net gewonder soos hoe lank het hulle so gesit? Soos Ja, jy gaan al eina. Die vrou sê toe sy nou terugsit, toe voel sy 'n brandsensasie op haar rug en sy het nou jy weet vorentoe en toe raak dit net al hoe erger en dit raak al hoe donkerder ook, sê sy later die dag. Dit het so swart. Op die van die foto's kan jy sien dit lyk asof dit 'n half asof dit getattoo is amper op hulle. Dit nou nie heeltemal so nie, maar dit is so donker swart brandmerke. Dis baie veel. Amper soos 'n tattoo wat jy nie wou gehad het. Dis presies. Presies dit. Gelukkig is dit agter op die rugwerk kan wegsteek en nie soos op die gesig nie. Sterkte nooi. Ja. Dan sluit ons af met marmotte op OnlyFans. Ja, hierdie is 'n bizarre storie, hoor. So OnlyFans is 'n platform vir wat sou mens sê, volwasse inhoud. En hierdie professor, sy naam is Dr. Daniel Bloomstein. Hy is nou al vir dekades lank besig met 'n studie oor wilde marmotte, nê? En hulle het geld nodig vir hulle navorsing, dis waarop dit neerkom. Toe sê een van sy studente blykbaar, "Man, kom ons begin sommer 'n OnlyFans account, half as 'n grap." En hy dink toe, "Okay, maar kom ons doen dit met die marmotte." Ons sê dis Only Marms is die naam nou komstig van die profiel. En hy maak nog 'n grap. Hy sê jy moet nou 'n foto oplaai van jouself as jy nou 'n profiel nou sou begin. Ja. En dan moet jy jou paspoort of jou ID-dokumente wat ook al nou hou dat hulle jou ouderdom kan verifieer. En uiteraard was die profielfoto nou van 'n marmot. En hulle wil te niks verifieer nie en hy stuur te later vir hulle 'n e-mail en sê hoor jy ons is navorsers, ons het geld nodig vir ons navorsing. Kan julle asseblief die profiel goedkeur? En hulle sê ja, is reg met hulle, let's go. En nou het hulle al omtrent $4,000 ingesamel. Dus hopeloos te min, maar hy sê dit is jy weet 'n bietjie bewustheid en nou kan mense sien hoe marmotte leef en eet en speel en jy weet in hulle daaglikse handelinge net hulle dinge doen. Dit is my fantasties. Laat hy 'n platform wat grillerig is uit die wese daarvan gebruik om goed te doen en om navorsing oor diertjies te befonds. Ek dink dit is fantasties. Draai die stelsel teen homself. Ek dink is cool. Dis uniek en obviously werk dit. Ja. Dit is uniek. Landie, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Landie Slatter met interessante nuus vanoggend. Ons is nou weer terug, dan gaan ons voort met die groot ontbyt. Aluma Capital, altyd aan die groei.